Goeiedag en welkom by Teologie en Profesie. Vandag is die 9de episode van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en dis 'n goeie dag vir my, want uiteindelik is ons klaar met die boustene wat die fondament lê vir profetiese interpretasie. En eindelik kan ons by die teks kom. Maar vanoggend het ek besef dat daar een ding is wat ek eers moet doen. Ek moet vir julle uitwys wie presies my God is. Wie dien ek? En tesame daarmee ook vir julle verduidelik in watter interpretasiestroom ek is. Wanneer ek van God praat, van wie praat ek? Hoekom is dit belangrik? Want toe ons die fondament gelê het, het ons gesê dat daar verskillende strome van interpretasie is. Hierdie strome plaas hulle self in soortgelyke kategorieë, as groepe met verskillende sienings van God. Byvoorbeeld, daar is diegene wat dalk nie glo dat Jesus Christus die Seun van God is nie. Hulle sou heel waarskynlik 'n ander stroom as ek volg, want hulle het 'n ander siening van God. En hulle sou niks lees wat Jesus gesê het, en dit as gesaghebend beskou nie. Dit sou natuurlik 'n belangrike rede wees vir die ontwikkeling van verskillende strome. Dus moet ek eers sê dat my God die God van Abraham, Isak en Jakob is. Dit is die God van die Christelike Bybel, en hy het na homself verwys as die Ek is. Toe Moses hom vra, wie moet ek sê wie my gestuur het, het hy gesê, en ek lees vir ons uit Exodus 3 vers 14. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. En ons het daardie naam verander na die groot ek is, in Engels, the great I am. En daardie naam, die Joodse eweknie vir daardie naam, is ontwikkel na die woord Yahweh of Jehovah. Dit is die God waarna ek verwys. Maar vir my is dit nie genoeg nie. Dit is nie definitief genoeg nie. Ek gaan nog iets byvoeg. My God is die Vader en die God van Jesus Christus. Ek lees vir ons uit Johannes, hoekom ek so sê. Johannes 20 vers 17. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Dit sou noodwendig beteken dat Jesus se Vader of 'n ander God, of dieselfde God is, maar ons glo almal verskillende dinge oor hom. Twee dinge kan gebeur. Ons kan van dieselfde God praat en verskillende dinge oor hom glo, of ons kan eintlik oor twee verskillende gode praat, en dan glo dat hierdie gode in werklikheid dieselfde is wanneer hulle dalk nie is nie. Dit is belangrik, want daar is 3 hoofstrome of gelowe, wat almal dieselfde God erken, maar wyd verskil oor wat hulle van daardie selfde God glo. Nou natuurlik het ek baie gedink oor hoe ons hierdie reeks sal benader. Hoe benader 'n mens profesie? Waar begin 'n mens? Daar was baie voorstelle, maar ek weet enigiets wat jy doen, moet jy doen. En ek het gebid. En sodoende het ek oor gebed as sulks gedink. En die gedagte het by my opgekom, dat ons moet kyk na waarvoor mense nou eintlik bid. Dit hang natuurlik van jou God af, maar die God tot wie ek bid, en die mense in die kringe waarin ek beweeg, aanbid gewoonlik op 2 verskillende maniere. Laat ek dit so stel, daar is 2 subgroepe, miskien meer, maar beslis 2 subgroepe in hierdie groep wat verskillend bid. Die eerste groep bring meestal hulle smekinge tot God, en dan dank hulle God vir wat hy vir hulle gedoen het. En dit is basies die omvang van hulle gebed. Hierdie groep is mense wat nie noodwendig alles verstaan, soos die tweede groep te doen nie. Dan is daar die tweede groep wat ek die Christene noem. Wat maak 'n Christen anders? Wel, 'n Christen is anders omdat 'n Christen Jesus Christus ontmoet het. Wanneer jy iemand ontmoet, weet jy, hy bestaan, en jy ken hom, en by julle ontmoeting het 'n verhouding begin, van watter aard ook al. Dit bly 'n verhouding, 'n vriendskapsverhouding, 'n verhouding van respek, soos jy sou hê met 'n leier of 'n werkgewer of 'n instrukteur, of 'n onderwyser of 'n leraar, selfs 'n liefdesverhouding
soos broederlike liefde, familieliefde, ensovoorts. En verhoudings groei, dit versterk, dit raak hegter en hegter, solank daar nie iets plaasvind wat die aantrekking tussen die twee partye belemmer nie. En Jesus het die perfekte persoonlikheid, wat beteken dat as die verhouding sou skade ly, dat dit nie van die kant van Jesus sou kom nie. Nou dit in ag genome, en sover as wat gebed aanbetref, kom ons kyk na wat mense meestal sou vra van 'n gesaghebbende persoon, wat hulle noem die fundamentele vrae oor die lewe. Op 'n stadium in die lewe gaan enige mens met die volgende vrae te doen kry. Naamlik, wie is ek? Waar kom ek vandaan? En waarheen gaan ek? Of waarheen is ek op pad? En dit laat my dink aan 'n wedloop, en ook gebed. Hoekom sê ek dit? Wel, die groep wat net smekinge aan God stuur, sal waarskynlik net gee wat ons die krydeniersslys noem. Asseblief Here dit, asseblief Here dat, beskerm ons asseblief, lei ons asseblief, help my met my werk, gee my wat ek nodig het. Ek het dit nodig, ek het krag nodig, ek het geloof nodig, ek het hoop nodig, ek het liefde nodig. Voorsien, voorsien. Dis die smeking deel. Daar mag dalk ander definisies vir smekinge wees, maar dis die punt wat ek eerstens wil opper, oor smekinge. En dan die tweede deel, wat die meeste mense sou doen, is om te dank, wat net die begin en die einde van dieselfde proses is. Dis dankbaarheid by smeking bygevoeg. Nou wanneer dit by Christene en sommige ander gelowe kom, is daar die konsep van aanbidding, of wat ons lofprysing en aanbidding noem. As God in jou smekinge voorsien het, mag jy voel dat jy baie dankbaar is, en voel dat dit meer as net danksegging gaan vat, om jou emosies uit te bring. Dan gaan mens oor na lofprysing. Jy wil jou God prys om watter rede ook al. Dit is danksegging gekombineer met lofprysing. Dis die derde element. Dan is daar nog 'n element. Dit is wat Christene onderskei van ander gelowiges. En hierdie element sal na vore kom soos ons aanbeweeg. Nou mag jy sê, wat maak jou anders? Waarom maak jy twee groepe? Wel, wanneer dit by smekinge kom, vra jy sekere dinge. En wat jy vra, het baie te doen met jou geloof in God, en natuurlik jou kennis. En die Bybel praat van kennis, sover dit geloof aanbetref. Godse mense vergaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis, of dan begrip. So as jy nie verstaan waarheen jy op pad is nie, dan sal jy die verkeerde dinge vra, want jy weet nie wat jy doen, waarheen jy op pad is, hoe jy die lewe moet aanpak, en wat jy veronderstel is om te doen nie. En jy mag dalk vir die verkeerde dinge vra, selfs al is dit 'n smeking tot God. Dit is die vierde element van gebed, om in lyn met God se wil te bid, omdat jy verstaan wat God besig is om te doen. Dit is wat die tweede subgroep van die eerste een onderskei. Dit is wat die Christen van alle ander gelowiges in alle gelowe onderskei. Wat hulle doen wanneer dinge nie so goed gaan nie. Dan is daar dalk nie soveel lofprysing of danksegging nie. Trouwens, daar mag dalk murmurering en tot 'n sekere mate selfs rebellie wees. En dit is waar ons God vra, wat begin met hoekom en waarom. Waarom, Here? Wanneer jy vra waarom, wys dit bloot op die feit dat daar 'n gebrek aan begrip of kennis is. Wanneer ek begrip sê, bedoel ek nie noodwendig dat jy nie die breinkapasiteit het om iets te verstaan en uit te pleis nie. Nee, dit kan net 'n gebrek aan kennis wees. Want as jy nie die korrekte kennis het nie, dan kom jy kort. Dan kan jy nie volledige begrip hê nie. Dit is nie as gevolg van 'n gebrek aan breinkrag of IQ nie. Maar miskien het jy nie gelees wat jy moes lees nie, of studeer wat jy moes studeer nie. En nou verstaan jy nie omdat jy 'n gebrek aan kennis het. So daarom wou ek die konsep van 'n wedloop inbring. Kom ons vat die Comrades Marathon as 'n voorbeeld. Nou in 'n wedloop weet jy presies waar en wanneer die wedloop begin. Jy weet hoe lank dit behoort te duur. Jy ken die wegspringtyd, jy ken die spesifieke plek van die einde en die begin. Jy ken elke heuwel tussenin en elke hindernis.
Jy weet waar jy kan rus, jy weet waar jy kan verfris, jy weet wat 'n tipe skoene om te dra, jy kan selfs na die weer vir die dag kyk, ensovoorts. Jy het 'n redelike idee. Maar in die wedloop van die lewe weet jy nie al hierdie dinge nie. Behalwe as jy jou Bybel lees en verstaan. En dit bring ons by die konsep wat kort kom in die eerste groep. Nou hierdie konsep is nie deel van gereelde gebed nie, maar dit sluit daarbey aan. Dit is eintlik twee begrippe in een konsep. Ou begrippe, maar nie in hierdie toepassing. En dit is rus en voorbereiding. Maar ek gaan dit 'n bietjie verder neem. Kom ons bring dit nou na die wedloop van die lewe. Dis die derde deel van die vraag, van die fundamentele vraag. Waarheen gaan ek? Jy kan jou pa vra. Eerste vraag, wie is ek? Hy sal sê, jy is my seun, jy is deur my, jou moeder en ons God voortgebring. Natuurlik sou dit met 'n bietjie meer verduideliking gepaard gegaan het, maar dit sou die kern daarvan wees. So ek is 'n geskape wese. Ja. So word die eerste en tweede vraag geantwoord, naamlik wie is ek en waar kom ek vandaan? Die antwoord is, jy is 'n geskape wese, jy is my seun, jy het van ons gekom, van jou ouers, jy is gebore, jy is voortgebring deur gesamentlike skepping tussen God, ek en jou ma. God het jou, deur ons, jou twee ouers, geskep. Jy is voortgebring. Maar dit beteken steeds jy is 'n geskape wese, want jou ouers is ook deur hulle ouers voortgebring. So jy is deel van 'n opeenvolging van lewens, kort lewensdiere wat voortduur in die vorm van opvolging of vervanging, wat beteken dat daar voortsetting van lewe is. Ons noem dit generasies. Jy is een van die generasies van die mensdom. Dit is wat jy is. Dis waar jy vandaan kom. Die derde vraag, waarheen gaan ek? Dis die deel wat ek wil vergelyk met 'n wedloop, die wedloop van die lewe. So kom ons gaan terug na die Comrades marathon. Wat laat jou dit doen? Wat laat jou daardie wedloop hardloop? Jy het 'n sekere ding in gedagte. Miskien is dit net daardie goue medalje, die trots, wat ook al, die eer om iets aan jouself te bewys. Mense het verskeie redes, maar hulle het goeie redes, want dit verg 'n goeie rede om so uit te vermoë. Wedloop, te hardloop. En dis nog 'n komponent in gebed wat ook ontbreek in die eerste groep. Onthou, ons het gesê Christene het Christus persoonlik ontmoet. Hulle ken hom. Nou vra ek, hoe kan jy 'n persoonlike verhouding hê met iemand wie jy nooit ontmoet het nie en wie jy nie op sy woord vat nie? Hy het dan gesê uitdruklik dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur hom nie. Hy is jou tussenganger, die tussenganger tussen jou en God. Hy is nie God nie. Hy is die weg na God. Jou instrukteur op aarde wat die weg wys. Inteendeel, hy is die weg, sê Jesus. En hy het gesê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Julle sal op die proef gestel word, en lank verdrukking verduur. Maar die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. So dis die vierde element van gebed, wat ons meestal hoor onder die tweede groep, die Christene, die versoek vir uithou vermoë. Ander mag dalk vra vir moed en vir krag om deur die dag te kom, ensovoorts, maar nie vir uithou vermoë nie. Nou voor jy hierdie wedloop van die lewe sou aanpak, sou jy sekerlik eers 'n paar navrae moes maak, daaroor moes dink en dan 'n besluit neem. Ja, ek gaan die wedloop van die lewe hardloop. Die Comrades marathon atlete hardloop vir hulle medalje. Die Christen hardloop vir die kroon van die lewe.